In 1966 is die Vrystaatse dorpie Odendaalsrus tot in sy fondamente geskit. Toe die plattelandse vrede wreed versteur is deur die verkrachting en moord van twee 12-jarige niggies, Isifurie en Petronel. Dit sou nie net 'n groot impak op die gemeenskap en familie hê nie, maar ook vir 18 jaar Isie se broer, André Fourie, wie se lewensmissie dit geword het om die skuldiges vas te trek. Hierdie verhaal gaan vanaf hierdie Dinsdag aand, 25 Maart, as 'n dramareeks Niggies op Kyknet te sien wees. Een van die vervaardigers en lid van die familie is Willem van der Merwe en hy kuier vanaand hier by my op die bank om ons meer te vertel oor die reeks en ook die impak wat die traumatiese gebeure op hulle familie gehad het. Baie welkom Willem. Hallo Hannes. Vat ons deur 10 Januarie 1966. Wat presies gebeur het. Daar is mense, ek het met 'n paar mense gesels wat dit kan onthou, maar die mense wat nie daarvan weet nie. Dit was 'n doodgewone dag, die dag voor die skole begin het en my ma se twee niggies, Isie en Petro, het gaan swem by die munisipale swembad. My ma sou saam gegaan het, maar kon weens haar hartkondisie nie saam gaan nie. So my oupa het gesê sy mag nie. En ja, omtrent 8:00 die aand het die familie besef die niggies het nooit huis toe gekom nie. En binnekort was daar was 80 polisiemanne en vele lede van die gemeenskap wat toe soekspanne gevorm het en letterlik die hele dorp gefynkam het. En ongelukkig is die niggies se lyke toe omtrent 1:00 daai oggend deur een van die soekspanne gevind in 'n ou administrasie, mynadministrasie gebou. So ja, dit is 'n baie tragiese jy weet, uitvloeisel van die dag, van so 'n doodgewone dag. Absoluut. En ma, soos jy sê, sy was nou een van die drie niggies. Sy sou saam gegaan het, maar as gevolg van het sy by die huis gebly. Ja. En André Fourie, hy was die broer van een van die niggies. Hy was die broer van Isifurie, ja. En hulle het net voor die gebeure van Zambia afgetrek en sou toe skool begin. Ek dink die moorde het hom vreeslik geruk en natuurlik het hy skuldgevoel gehad omdat hy hulle moes oppas. En hy het toe inderdaad 2 dae na die begrafnis het hy besluit om by die polisiediens aan te sluit. Hy sou 'n dokter geword het. En het toe, soos jy gesê het, sy lewensmissie gemaak en vir 18 jaar lank aan die saak gewerk saam met die nasionale polisiemag. So die media ook, jy weet, was absoluut betrokke en die saak was permanent in die kolle gewees. Ja. En toe dit gebeur het in 1966, was jy natuurlik nog nie gebore nie. Nee, daarom maar nie. jy het bewus geword daarvan as 'n klein seentjie. Ja. Dis toe nou 18 jaar later op die televisie, as ek reg is. Ja, dit is reg. Dit was 1984, ek was 5 jaar oud gewees. En ek onthou die snaakse toneel waar ek op my ma se skoot gesit het. Met die hele familie wat om ons sit en TV kyk, TV1 nuus nog wat 7 uur uitgesaai is. En ja, daar het ek die vreemde ervaring gehad van hier sit die familie saam in die sitkamer en ewe skielik is hulle op die TV en almal kom by die trappe van die hof afgestap. En dit was van daai oomblik af wat ek besef het iets is hier aan die gang, jy weet, en maar so stelselmatig deur die jare het ek meer en meer van die storie uitgevind. En ja, het my Dis nou 18 jaar later, nee? Dit is 18 jaar later, ja, en daai was die dag wat die hofuitspraak gelewer was, ja. Ek is nou gevra, ek mag nie te veel weggee sodat julle by die huis nou natuurlik hierdie reeks kan volg, maar die moordenaars is toe gevang 18 jaar later. Hulle is aangekeer, ja, en ek dink dat jy weet baie van die kykers sal die saak baie goed onthou en ook weet, jy weet wie toe nou aangekeer is. Ons gaan dit nie weggee vir die mense wat nou nog nie weet nie. Ja. Maar ek dink wat baie interessant is dat die reeks nie net gaan oor wat gebeur het nie, maar ek dink baie spesifiek kyk na die impak op die familie. Jy weet, daar's 3 families betrokke, die Forsies, die Fouries en die Nels. En op 'n platteland, ek bedoel is erg enige plek, maar op hierdie klein plattelandse dorpie moet so iets natuurlik verskriklik wees. Jy sê jy het baie met ma Poppie. Ek wil daarom met hierdie stadium sê ma sou ook op die bank gewees sit, maar dit gaan nie so goed met haar nie, nee. Sterkte tog. Ongelukkig 'n bietjie siek, ja. Ja, ek hoop sy gaan kyk en sê vir haar baie liefde van ons. Ek het daarom al vir die eerste episode gewys en ek moet sê dit was nogal 'n wonderlike oomblik om dit saam met haar te deel. Ja, ek hoop sy gaan vir ons twee vanaand op die bank en dis waarvan ek praat. Seker sy sal. Maar jy sê die hele families, al 3 die families, dit soos wat jy met ma gesels het oor die jare. Dit moes 'n groot impak op hulle gehad het, né? Ja, ek dink wat baie interessant was, jy weet, toe ek my ma die eerste keer met haar gesels het oor die gebeure, toe ek haar gaan vra het of gee sy om as ek hierdie doen, want dit is natuurlik 'n baie sensitiewe saak. Het sy byvoorbeeld vir my 'n storie vertel waar die groot mense, blykbaar die kinders, toe sy maar 6 jaar oud was, deur die moordtoneel gestap het saam met die polisie. En daai gebeurtenisse het vir jare lank by haar gespook, maar ek dink terselfdertyd al die families, jy weet, het hulle dogters so oorbeskerm grootgemaak en mens moet nooit vergeet nie, jy weet, vir 18 jaar lank was daar geen antwoorde nie. So dis ook hierdie gevoel van daar's 'n moordenaar op vrye voet, jy weet, so agterdog het begin vorm en mense wil antwoorde hê en elkeen van daai families het maar op hulle eie manier probeer om by daai antwoorde uit te kom. So daar's mense wat verdink is
Ja. So ek gaan niks verder daarop Ja, sê nie. ja. Maar daar's ook mense wat verdank is en toe was hulle nie die skuldiges gewees. Absoluut, ja. En ek dink die jy weet die polisie het werklik waar ongelooflike werk gedoen. Amper almal is ondervra. Maar soos jy sê, daar was maar ek dink nou die soeke van antwoorde regtig agterdog is 'n groot tema, jy weet binne die reeks en ek dink dit is interessant om te sien hoe dit uitspeel en ek dink dit gaan nuwe inligting vir die kykers wees, jy weet om die impak op jou familie te sien. En hoekom het jy toe besluit op 'n reeks? Wat was die groot rede? Sjoe, dit was eintlik tydens COVID gewees. Ek het hierdie storie al soveel keer vertel vir vriende by etes, jy weet, en elke keer om te sien hoe dit jy weet 'n impak het op mense. Jy weet hoe mense se kakebene amper weet oopval en net sê dit klink net soos 'n ongelooflike storie. Dit was tydens COVID gewees waar ek ewe skielik meer tyd op my hande gehad het en nog een keer die storie vertel het vir 'n vriendin. En ons besluit toe ons wil dalk ietsie meer doen. Jy weet, en ons het gedink 'n potgooi aanvanklik gaan die regte medium wees, maar toe ons begin met die navorsing en toestemming by my ma gekry het, was dit net hierdie ongelooflike proses waar ek het met familielede gepraat wat ek nie eens geweet het ek het nie. Soos Andre se familie moes ek uit die blou te bel en sê ons is besig met navorsing en ek wil graag meer uitvind van julle pa. En het toe opgevlieg Tsanin toe en hierdie ongelooflike proses het net ontwikkel, jy weet, dit was werklik is dit 'n fantastiese Ja. reeks op televisie. Ja, presies. Ja, die navorsing is nogal 'n ding. Daar's ook iets van 'n tassie. Ja, dit is juist met hierdie reis wat ek Tsanin toe gemaak het om toe na hierdie familie te ontmoet. Andrei Fourie wat die Andrei Fourie in ons reeks se seun is. Hy onthou toe dat sy pa het vir hom 'n klein skooltassie gegee net voor hy oorlede is en vir hom gesê dit gaan oor die niggie se saak. En ek is toe met die tassie weg, Kaapstad toe en weet toe ons dit oopmaak, toe daar 'n hele spul 8mm reel, jy weet beeldmateriaal wat die familie nog nooit gekyk het nie en ek het toe alles laat digitize in die Kaap. En dit was 'n absolute skokkende jy weet net kykervaring. Die begrafnis was daarop, daai presiese toneel wat my ma gesê het waar die familie deur die moordtoneel gevat is, was ewe skielik lewendig, jy weet. Is daai in Engels nou die footage, die beeldmateriaal, is dit gebruik in die reeks? Sal jy sal sien by die eindkrediete is daai die visuals wat gebruik word is van daai beeldmateriaal. Ja, so daai was nogal 'n ongelooflike fonds geweest. Ek dink om ook ewe skielik vir Isie en Pietro wat regtig die reeks gaan oor hulle lewendig te sien. Ja. En net regtig die smart van die familie op 'n ander manier te beleef. Natuurlik is dit 'n reeks, maar het julle taamlik naby aan die waarheid, aan feite gehou? Ek dink dis 'n baie goeie vraag, Hannes, want natuurlik, jy weet, aanvanklik het al wat ek geweet het was die storie wat my ma vir my vertel het en ek het nou en dan by my oupa en ouma bietjie meer uitgevind. Maar ons navorsing het ons toe gelei, jy weet, na ander plekke toe en ons het goed uitgevind by ander familielede en ook natuurlik die waarheid. Ons was by die polisieargiewe in en het al die ongelooflike koerantuitknipsels gekry en met nog mense gesels en ons moes toe natuurlik hierdie orale oorvertelling en ook die ware presiese gebeure regtig vervleg. En dit was nogals 'n wonderlike proses geweest om saam met Saartjie Botha en Philip Rademeier te werk aan die tekste, om daai balans te kry dat ons werklik die karakters vereer en so naby as moontlik in die waarheid bly, maar om dit ook steeds 'n drama reeks te maak wat interessant is, ja. En natuurlik Jaco Bouwer is die regisseur, né? Julle sal hom ook ken wat ek het destyds nog saamgewerk in Waterfront. Wonderlike regisseur, né? Ja, ongelooflike regisseur. Ek dink kykers gaan regtig verstom wees oor hoe hy die wêreld van die 60s en die 80s weer lewendig maak en so dis dit speel af in die 60s en in die 80s. Ja, wat 'n baie moeilike taak was om reg te kry. Jy weet, dit is so verskillend. Jy weet, mense praat anders, mense lyk anders. So ja, ek dink dit maak die reeks ook werklik 'n baie interessante kykervaring. Jy weet, die 60 speel af en gaan so al vir die eerste 5 dae na die moorde en dan spring ons na die 80s toe waar daar 'n ware speursaak in die gang is en nogals baie aksie. So dis ook mens sien dit nie so baie op kyk net, dis vir my wonderlik want ek bedoel om in die periode goed te gaan skiet, né? Dis 'n hele ander ding wat 'n mens doen, want die motors en alles met dieselfde lyk as natuurlik daai tyd. Ja, presies. En dit is ook die eerste ware lewensdrama, wel die true crime storie wat kyk net maak, jy weet. So dit was vir almal van ons regtig waar 'n 4 jaar lange proses van jou iets ontdek en die storie lewendig maak. Rolverdeling, wie speel aan? Genade, ek dink een van die ander dinge wat my verstom het was net die talent wat aangetrokke was na die storie toe. Ons het van ons land se beste akteurs, Beer Adriaanse wat die hoofrol speel, Karel Nel, Tinerie van Wyk Loots, Erika Wessels, Jacques Bessinger, Albert Pretorius. Dit is regtig ons land se beste akteurs en ek was regtig aangedaan geweest om te sien hoe hulle elke karakter se storie met soveel meegevoel gedeel het. Die atmosfeer op die stel was werklik een van
Ja, van 'n besef dat hierdie 'n ware storie is en dat van die karakters wat gespeel word selfs nog leef, jy weet. So ek dink vir baie van die akteurs was dit ook 'n eerste gewees. Ja, dis ook moeilik. En ma, was sy op die stel gewees? Ja, ek het 'n paar regtig seker van die mooiste oomblikke van my lewe ooit beleef. Ek het my ma en my pa 'n paar keer stel toe gevat, veral met sekere tonele wat haar direk aangeraak het, jy weet, behalwe vir die agterdog, en die sleg wat daar was, is daar ook hoop in die storie, jy weet. So ek het seker gemaak dat sy met van daai tonele opstel was en ons het saam gehuil en mekaar vasgehou en ek kon dadelik sien dat die genesingsproses alreeds begin, jy weet. So daar's definitief 'n katarsis wat vir haar ook kon gebeur deur die proses. Natuurlik hoop mense is 'n groot sukses en mense kyk dit, maar wat sou jy uit die reeks wou gehad het? Ek dink dit is so 'n goeie vraag, jy weet. Ek dink aanvanklik was dit net 'n storie wat vir my interessant was. En soos ons deur die 4 jaar se proses gegaan het ek besef hierdie gaan oor die niggies en om hulle te vereer en ook om die storie van Andre te vereer. En ek dink vir my is die belangrikste dat al die karakters wie se stories ek dink belangrik is dat kykers sal meegevoel hê en regtig verstaan. Daar's ook karakters wat moeilike besluite maak, maar dat almal binne hierdie storie eintlik slagoffers was, maar soos ek sê dat daar hoop bestaan selfs in die donkerste tye. So ek hoop dat kykers saam op daai reis saam met ons sal kom. Absoluut. Wel, ons sien ek vir een en ek is seker julle by die huis sien baie uit na Dinsdag gaan. Baie dankie jy kom kuier het. Dankie Hannes. Baie dankie, waardeer dit. Dankie. La la la